die Here, of voel jy nie dat die Here jou self wil gebruik as 'n evangelis nie, dit maak nie saak nie. Ons moet dan nog steeds ondersteun en hulle bediening nie. Soos iemand in die ander bediening sal ondersteun. As jy dit hou betrokke raak. Hoeveel, as ons kyk na die Azusa-straat bijvoorbeeld, also, dan gaan onder die jong klomp, die uitbreking, die herwening, en die Here is groot Here is bezig om 'n herwening te begin. Hy sê in die laaste dag, en hy sy gees uitstort op alle vlees, en dit sluit al in, oud, jong, skoon, vuil, wit, swart, man, vrou, elke persoon wil die Here gebruik in sy arbeid, wil hy gebruik om eer te bring aan hom. Die gedeelte, ek gaan nie 'n lang boodskap bring nie, die boodskap wat ek vandag gaan bring is uit Romeine 8 vers 16 tot 17. As ek 'n titel moet gee vir die boodskap, sal dit wees die werk van die vlees en die werk of die vrug van die gees. Ek het al baie oor hierdie gepraat, toe ek begin voorbereid, toe vra ek vir die Here, maar ek het al so baie oor hierdie spesifieke onderwerp gepraat. Toe sê ek, maak nie saak nie, jy moet dit bring, soos wat ek het vir jou gegee het. So, ek doen dit nie omdat ek op enige iemand spesifiek mik of iets nie, maar ek glo dit is tot wat die Here wil hê, ek vandag vir julle moet bring. Hy sê in Romeine 8 vers 16 tot 17, die Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vader, ons dankie vir die woord, ons dankie vir elkeen wat vanmôre opgekom het om te luister, elkeen wat gekom het om hulde te bring aan u, en ons vra dat u die woord sal seën, wat u gegee het, wat u aan elkeen van ons sal wil bring, en ons vra dat u elke las nou van ons skouers sal afvat, en Here, ons gee dit oor vir u, Here, sodat ons kan konsentreer op dit wat u Gees vir ons elkeen individueel wil sê. Sien die woord en sien elkeen wat luister, om die reg te hoor, nie wat ek te sê nie, maar om te hoor wat u te sê het vir elke hart. Ons vra dit alles in Jesus naam. So sien ons dat as ons wil deel hê aan die heerlikheid van God, moet ons ook deel hê aan saam met sy leiding. Want hy sê, as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Ons kan nie verwag om saam met die Here verheerlik te word, as ons nie bereid is om saam met hom te lei nie. Kolossense 3 vers 5 tot 11, maak dood die lede wat op die aarde is. Naamlik, hier praat hy nou van die werke van die vlees, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodsdiens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En julle moet, en julle jong met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van die Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnydene of onbesnydene, barbaar of skiet, slaaf, vryman is nie. Maar Christus is alles en in almal. So sien hierso praat hy van 'n hele paar, ek gaan nou 'n ander gedeelte ook lees waar hy ook 'n bietjie meer uitbrei oor die verskillende werke van die vlees. Hierso die spesifiekes wat hy hierso noem is hoerery, wat beteken seksuele immoraliteit. Onreinheid praat van onreine gedagtes, onreine dade, onreine wense, onreine begeertes, al die goed. Liste praat hy juist van welis. Welis is 'n onbeheerde seksuele begeerte. So dit beteken jy het nie selfbeheersing nie. Slegte begeerlikhede, dit is verkeerde of bose begeertes. Gierigheid
Gierigheid is, ek moet sê die woorde wat ek hier geskryf het, is hebbelikheid of hebsig, en hebsig is afgodedienst, dit word spesifiek genoem as afgodedienst. Hebsig, so met ander woorde, as ek alles vir myself wil hê, of as ek my eie doel aanleiding wil vervul, dan is dit eintlik afgodedienst. Dan praat ek van woede. Woede is hewige emosie of uitbarsting, of gegriefdheid, soos jy 'n wrok teen iemand het. Ek weet pastoor Leon het leer hy daai lesings in die Tansemie gegaan, wat hy baie goed is. En daarso sien ons dat die doel van, of die nagevolg van baie van ons kwale, kom juist uit hierdie onvergewensgesindheid, nee. Dan gaan hy met toorn. Toorn is 'n heftige woede of aggressie, boosheid. Boosheid is kwaadwillige of slegte gedrag. Met ander woorde, dit is nie net wat mense sien jy doen nie, maar dit is ook wat jy agteraf doen. Dit sluit dit in, nee. Dan gaan hy oor en sê, laster, dit praat van verkeerd praat, of iemand te verkleineer by iemand anders te, nee. Om sleg te praat in iemand anders te. Ons sien, dit is 'n werk van die vlees, dit is nie 'n werk van die gees nie. En dan die laaste wat hy hier noem is skandelike taal uit julle mond. Dit is onbetaamlik praat. So dit is nie genoeg om net te sê, ja, ek gebruik miskien kras woorde, maar dis nie, ek maak niemand seer daarmee nie. Hy sê, jy sê so, skandelike taal uit julle mond is 'n werk van die vlees. En dis ietsie wat ons doen as ons nie selfbeheersing het nie. As ons kwaad word en ons traai uit te gee, op 'n verkeerde manier. Ons 'n regte manier om uiting te gee, ons 'n verkeerde manier om uiting te gee. So wat is die gevolge van die werke van die vlees wat hy in vers 6 noem? Hy sê, waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom. So net soos daai onvergewensgesindheid vir die Here vir ons daar oorlaat om gepeinig te word, né? So sien ons deur al hierdie werke van die vlees, bring dit die toorn van God op ons neer. So baie keer wonder ons, hoekom gaan dinge nie met my soos dit moet gaan nie. En dan is dit juist omdat ek sekere werke van die vlees nog steeds aanhaal. En hierdie gedeelte in Kolossense wat hy praat hy juist met gelowiges, hy praat met ongelowiges. En hy sê vir hulle moet hierdie tot niet maak. So ons sien dit as 'n geveg van in elke punt van die Here se lewe is om teen hierdie goeders in ons lewens te veg. Dit is nie net ietsie wat nou, ek is nou kind van die Here en ek hoef nooit daaroor te maak nie. Ek praat hier met kinders van die Here om vir hulle te sê, staan teen hierdie goed. Dit is ook hoe hy dit so noem. So die gevolg, so dat gesê het hierso, is waarin die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaam kom. So ons sien die oorsaak van hierdie is dan ook ongehoorsaam. Die oorsaak van alle werke van die vlees is ongehoorsaam. Maak nie saak hoe goed ons het probeer regverdig, of hoe goed ons, of hoe minder belangrik ons dit is nie, dit is uit ongehoorsaamheid. Vers 7 verklaar dat kinders van God nie meer deel moet hê aan die werke van die vlees nie. Hy sê, waarin julle ook vroeger gewandel het, toe julle daarin geweeg het, maar nou moet julle alles aflê. So dit praat, as 'n wedergebore kind van God, dis nie te sê, daai goed is dat ek miskien kyk my lewe uit nie. Ek moet dit aflê, ek moet daarteen veg. Ek vertoon dat die Heilige Gees deur my werk om te oorwin in elke verkeerde, elke werk van die vlees wat deel is van die lewe. In Kolossense 3 vers 5 tot 11 sê, gee vir ons ook die manier wat ons teen die werk van die vlees veg. Hy sê, so wat moet ons doen om die werke van die vlees af te lê? So die eerste wat hy dan noem is doodmaak van sondige dade. So doodmaak van sondige dade. Hoe maak ek die sondige dade dood? As hy begeerte in my opkom om te doen, moet ek erken, dit is nie reg nie, en ek moet alles in my maag doen. En met die werk van met die hulp van die Here, om dit nie te doen nie. Dis nie te sê, jy gaan nooit daai gedagtes kry, om iets verkeerd te doen nie, maar ons moet dat hier veg, en dit nie doen nie. Die tweede ding wat ons moet doen, is aflê of afwerk
van slegte dade en houdings. So dit houding vir ons nie innerlike siening. Ons almal het iewers 'n manier wat ons verkeerd kyk na die wêreld. Dat ons verkeerd kyk na ons broer en suster. Dat ons verkeerd kyk na die woemenaar daar op die straat. En dis hoekom ek hierdie vir my so belangrik is wat die jeug besig is om te bring. Is wat hulle wil, hulle besef dat ons moet deel wees. Ons is deel van die wêreld. En ons moet die Here bring aan hulle. Hulle gaan nie na ons om te soek nie. Ons moet uitgaan om het vir hulle te gee nie. So hy sê, len ook af, woede, gramskap, wat liewer vir woede is, boosheid, laster, skandelike taal uit hulle mond. So dit is die slegte dade wat ons moet moet afwerk. Die derde ding wat ek hier genoem het, is ons moet nie lieg nie. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens met sy werke afgelê. So dit is nog in ons dit is nog moontlik vir enige van ons om te lieg. Maar net soos enige van die ander werke van die vlees, is dit iets wat ons moet teenstaan. As ek voel, ek wil nou lieg omdat ek 'n aansien soek by iemand, dan moet ek net dink, is dit die waarheid, is dit nie? Is dit regtig wat in God of wat hy weet wat die waarheid is? Ek kan vir julle lieg, ek kan vir my vrou lieg, ek kan vir my kinders lieg, ek kan vir enige iemand lieg. So ons moet daaraan dink, ons moet onthou die Here is die ene wat ons uiteindelik seën, of ons uiteindelik sal oordeel. So dit is die goeders wat ons moet doen, dan praat hy van goeders wat ons moet aanhang. Ons twee goed wat hy is. Die aantrek van die nuwe mens. Aantrek van die nuwe mens is die aantrek van heiligheid. Aantrek van goedheid. Met ander woorde, as normale mens wat nog nie vernuwe is deur die Heilige Gees nie, is ek kaal, is ek naak, het ek nie daai wapenrusting van God aan nie. Het ek nie my met Christus bekleed nie. So bekleed jy met die nuwe mens, wat vernuwe tot kennis en na sy beeld, of na die beeld van sy skeping. So die Here wil ons verander om te word soos hy is. Ons kan dink, ek sal mooi daar uitkom nie. En my eie sal ek mooi daar uitkom nie. Maar met die hulp van die Here, is dit vir my moontlik om altyd om daar uit te kom. So die aantrek van die nuwe mens, en die laaste gedeelte wat ek wil noem van hoe ons stryd teen die werke van die vlees, is juist dit wat hulle nou doen, is eenheid in Christus. As om mense saam te bring in Christus. In hierdie van die lees is ook nie geskryf, in hierdie nuwe mens is daar geen onderskeid tussen Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiet, slaaf of vryman nie. Maar Christus is alles en in almal. So wat moet ons doen wees? Christus is alles en in almal. Moet ons begeerte wees dat Christus in elke persoon, selfs daai persoon wat ek die meeste haat van nature, selfs daai persoon wat my die seerste gemaak het, moet daai begeerte in my wees om Christus in daai persoon se lewe te sien, sodat hy nie meer daai verkeerde dinge sal doen. Dit is mooi te sê dat ons die verkeerde goedkeur, as ons iemand vergewe nie, of as ons iemand lief het nie, maar ons moet die persoon lief het. Ons moet besef dat net soos in my dit moontlik is om hierdie werke van die vlees te doen, so is dit ook in elke persoon om dit te kan doen. As hy hier praat van skiet, ek gaan lees wat ek hier nagevors het, 'n skiet verwys na 'n lid van die antieke nomadiese volk, wat in die gebied van Sentraal-Asië en Suid-Rusland gewoon het, wat bekend gestaan het as Scythia. Die Scythiërs was bekende ruiters, krygers, en het van ongeveer die 8ste eeu voor Christus tot die 2de eeu voor Christus bestaan. Of na Christus bestaan. Hulle het oor groot dele van daai gebied gelewe, maar nie alles is. In die konteks van Kolossense 3 vers 11, waar Paulus die term skiet gebruik, word dit gebruik om 'n gemeensegroep aan te dui wat destyds beskou was as barbare of onbespaafde mense.
daar's altyd 'n groep, altyd, reg deur al die eeue was daar groepe, wat as barbaars of onbeskaafd, en wat ons miskien uit ons sien as barbaars of onbeskaafd. Maar hier sê hy, ons moet een wees met hulle, ons moet nie daai skeiding tussen ons en hulle hê. Galasiërs 5 vers 16 tot 21, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En hierso sien ons die groot stryd wat in elke kind van God is, in vers 17 van Galasiërs 5. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar. Hier praat ek ook weer eens van die werke van die vlees. Amper dieselfde as wat dan Kolossense gepraat het. Die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Ek gaan nie al die lees nie, maar ek sal gou die lysie wat ek hierby opgetrek het, wat miskien 'n bietjie beter taal verduidelik. Hoerery, soos ek vroeër gesê het, praat van seksuele immoraliteit, onreinheid, is onreine gedagtes. As ons praat van onrein, praat ons van dit wat teen die geregtigheid van God gaan, teen die wil van God gaan. Onreinige dade en onreine gedagtes. Liste is welis, onbeheerste seksuele begeertes. Afgodsdiens is aanbidding van afgode of dinge buite God. So ek kan selfs myself verafgod, ek kan my vrou verafgod. As ek enigiets in bo God plaas, dan is dit vir my 'n afgod. Dit is 'n plaas van God. Towery praat van nie, ons sien altyd dit as die kulte en so aan, dis maklik om daar so te lig te sien, maar dit is eintlik baie fyner as dit. Selfs as ons ietsie begeer wat teen God se wil is, en ons ietsie doen om daai ding te bekom wat teen God se wil is, dan word het gesien as, die Here sê dit as dieselfde lig as towery, omdat dit ongehoorsaam is. Gaan aan vyandskap, tweespalt, weer eens, wys van divisie. Die wêreld wil divisie bring. Die wêreld het al hierdie vlakke, het al hierdie verskillende maniere wat hulle divisie tussen mense bring, sodat hulle al die divisies kan beheer van hulle kant. So dit praat van afneidigheid, praat van afguns en jaloesie. Grimmigheid praat van opvleendheid of uitgebarste woede. Met ander woorde, jy verloor jou selfbeheersing as ietsie gaan teen jou wil. Jy word kwaad as ietsie gaan so teen hoe jy sien dit moet gaan. Eersig, of dit is selfsugtig, ambisie of magsig. So dit is om ietsie te bekom ten spyte van alles, nee, om dit wat jy wil hê, eers te stel. Tweestryd is basies dieselfde as daar hoor by tweespalt. Ek gaan weer deur hulle aangaan, daar gaan neidigheid, moord, dronkenskap wat oormatige drink is, of intoxikasie, rassery, oormatigheid en vleeslike gedrag, en feestelike gedrag, en soos die. So ek sê nie, dit is sluit net hierin. Ek sê daar is baie ander wat nie is hier genoem het, wat in dieselfde plas valt as vleeslike werke. Vers 17 noem die 3 belangrikste aspek van 'n kind van God se lewe in hierdie stryd teen die vlees. Eerstens is konflik tussen die vlees en gees. Die vers 17 beskryf die innerlike konflik waaraan elke kind van God se lewe is, tussen die vlees en die gees. Wat wil ek hê? Wat wil God hê? Wat dink ek is reg? Wat dink God is reg? En om dan onsself onderdanig te stel en te doen dit wat God verwag. Die vlees verwys na die innerlike neiging om die sondige of selfgesentreerd te wees. Terwyl die gees die werking van die Heilige Gees is, wat die gelowige lei om volgens God se wil te streef.
So dit is wat die Heilige Gees sal ons nooit lei om teen God se wil te gaan nie, omdat die Heilige Gees dit self uitreiking van God in ons lewens. Die tweede ene is teenoorstaande begeertes. So ons het as altyd daai, Paulus sê ook, daar is die stryd binne in my, nee. 'n paar van die disciples het het genoem, daar is altyd hierdie stryd, in elke kind van die Here, maar ons besluit, hy gaan die Here dien, sal daar altyd hierdie stryd wees in ons, wat ons probeer wegtrek van dit wat God wil hê. En hierdie stryd, so hierdie teenoorgestelde begeertes, die gees en die vlees en die gees, die vlees en die gees het teenoorgestelde begeertes. Hulle staan heeltemal in kontras met mekaar, waar die een gaan oor die eie ek, oor dit wat ek wil hê, dit wat ek wil sien, en die ander gaan oor wat God wil hê, hoe God my geskaap het, die rede waarvoor God my geskaap het. Die vlees begeer dinge wat in stryd is met God se wil. Alles wat in stryd is met God se wil, kan bestempel word as die vlees, omdat dit nie van die gees van God kom. Die derde ding wat ek hier wil noem is verhindering van vrye wil. So omdat hierdie stryd in ons plaas vind, is daar word ons verhinder om te doen dit wat ons regtig wil. Dit vat weg ons selfbeheersing. Dit veg teen dit wat ons bedoel is om te doen. So as gevolg van hierdie konflik, kan gelowiges nie eenvoudig doen wat hulle wil nie. Die vlees en die gees werk teenoor mekaar en verhoed dat die mense natuurlike sondige begeertes volg. Die gelowige moet kies om die Heilige Gees te volg en nie na die vlees en nie die vlees te bevredig. So dit is 'n keuse. Enige geveg is 'n keuse, dit is nie ietsie wat maar net van nature gaan plaasvind nie. Dit is 'n keuse om die goeie na te jaag, om die Gees van God na te jaag. In Galasiërs 5 vers 17 beklemtoon hy die geestelike stryd. Dit is iets wat van uitermate belang is, Jy moet nie dink dat 'n kind van God is alles maar net spankie doorrek en wat soos ek doen. Daai stryd is in ons elkeen se lewens. En elke keer as ons iets dink, elke keer as ons aan iemand dink, elke keer as ons iets wil hê, dan is daai stryd daar, so is dit reg of is dit verkeerd. So hierdie konflik verhoed dat die mens eenvoudig sy eie wil volg en roep gelowiges om die Gees te volg en nie toe te gee aan die begeertes van die vlees. Hoekom sal hy ons die opdrag gee om nie toe te gee as dit nie vir ons moontlik was om te doen? As ons daar van al hierdie goed vry is. Die Here maak ons vry naarmate ons gehoorsaam is aan hom. Die ongelowiges, soos hy vroeër genoem het daarso, die wat nou net die vlees najag, word gesien as ongelowiges, hulle gaan nou net aan met die vlees en hulle laat alles toe. Maar as ons gehoorsaam is, dan sal ons soek, wat is die wil van die Here? Dit is belangrik, ons moet weet wat is die wil van die Here. As ons wil doen dit wat hy van ons wil maak. Vers 18 in Galasiërs 5 sê, leer dat die gelowiges wat met die Heilige Gees, of wat deur die Heilige Gees gelei word, nie meer onderworpe is aan die Mosaïese wet, met ander woorde die wet van Moses nie, om geregtigheid te verkry nie, maar eerder deur geloof in Jesus Christus. So waar is ons krag? Nie in die wet nie. Hy sê op 'n plek die wet was nie van kragte om ons te red nie, maar geloof in Jesus Christus is die enigste ding wat ons kan red en wat ons kan vrymaak van hierdie begeertes van die vlees. Nou nie te ver wees op nog 'n bietjie lank hier, soos we gaan bietjie kort. Ons gaan oor na die werke van die Gees. Soos nou daar gekyk na die werke van die vlees, dan kyk ons na die werke van die Gees. Kolossense 3 vers 12 tot 17, bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Met ander woorde, jy moet beheer vat oor jou innerlike. Met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid,
Langmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo op dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. So ons sien hierso, die liefde sal ons altyd bind, haat sal ons altyd skei. Die teenoorgestelde van liefde sal ons altyd skei. Nee. Ons het nou gesien, daar so teen van die werk van die vlees was daai skeiding, om jouself te plaas in 'n ander klas as iemand anders te. Om te dink dat jy is nie van daai persoon se klas nie, jy is in 'n beter klas, of in 'n klas wat meer aanvaarbaar is nie. Verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo alles met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang, en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid, tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. So terwyl ons fokus moet wees, as ons sing, soos wat ons lofprys en aanbidding doen, is dit juist om ons fokus te sentreer op God. Nee. Dit is hoekom die musiekbediening so belangrik is. Dit bring ons in 'n eenheid om te konsentreer op God se grootheid, op God se wil. So wat hy hiervan praat, hy sê so beklee julle met deugde, met ander woorde word vol, wees vol innerlike ontferming, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. So dit praat alles van innerlike dinge, van hoe ek in myself functioneer, van hoe ek in myself, nie net teenoor myself nie net teenoor die Here nie net teenoor mense nie, maar in alles wat ek dink, moet ek hierdie vrug van die Gees kan wederbaar, kan wys. Dan sê hy, verdraagsaamheid en vergifnis, verdra mekaar en vergewe mekaar, soos Christus julle vergewe. Vers 14 sê hy, beklee julle met liefde. Vers 15 sê hy, laat die vrede van God heers. So ons moet nastreef, as ons toelaat dat ons geheers word, dan beteken dit ek sal dit gehoorsaam. Ek sal dit doen wat dit wat oor my heers, of dit die werk van die vlees is, dan sal ek gehoorsaam dit wat die vlees van my vermaak. As ek die werk van die Gees najaag, wat dit oor my heers, dan sal ek gehoorsaam dit wat die Heilige Gees in my wil werk. Laat die woord van Christus ryklik word, hier is in vers 16, laat die woorde van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms, soos met mekaar leer en vermaan, nie net deur preek nie, ook deur die liedjies wat ons sing. Dit is so belangrik is, dat ons luister na baie woorde van die liedjies wat ons sing, en dat ons het altyd opweeg met die woord van die Here, is dit rarig wat die Here wil hê, ons moet doen, want ons bring mekaar in 'n eenheid, met die woord van die Here, deur die liedjies, deur die gesang en psalms, soos hy sê. Laat die woord van Christus ryklik woon, met ander woorde, dit praat van die kennis. Ons moet kennis opdoen oor die woord van die Here. En ons moet toelaat dat dit toegepas word in ons lewens. So laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar mee. Sing met dankbaarheid. So ons moet altyd uit 'n dankbare hart, ons moet besef van waarheen ons kom en waartoe is ons op pad. Ons moet uit met dankbaarheid teenoor die Here sing. Doen alles in die naam van die Here Jesus Christus. Van die Here Jesus. Ons moet besef dat Jesus is God wat in die vlees het gekom, wat homself openbaar het in die vlees. En Jesus sien ons alles wat ons moontlik kan sien van God. Daarom moet ons in sy naam, luister na wat hy sê, en wat hy, as ons praat van die Heilige Gees, op 'n plek
sê, die Gees wat in die naam van Jesus kom, dit verwys na die Heilige Gees. So of ek praat van Jesus is in my hart, of ek praat van die Heilige Gees is in my, praat ek van God, wat werk in my, sy uitreiking binne my hart. Galasiërs 5:22 tot 26, praat hy hier van die vrug van die Gees. Ek weet nie of ek alles klaar hier genoem nie, weet ek het gedeeltes van genoem. Maar die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So as ons in Christus is, dan kruisig ons, met ander woorde, ons maak dit dood, soos hy gesê het, lê dit af, gooi dit weg van jou af. Nee. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer nie, wat mekaar uithard en mekaar beny nie. So ons moet nie soek wat iemand anders het nie, en ons moet nie van iemand anders te wys of dit ietsie wat hulle het nie, so ons is eintlik beter nie. Die goed wat hy hiervan praat is liefde, dit is opofferende en selflose liefde vir God en vir ander mense. Ons het gesien dat liefde saambind, terwyl die vlees wil altyd skei, hy wil altyd 'n skeiding maak tussen mense. Blydskap is 'n diepe innerlike vreugde wat nie afhanklik is van omstandighede nie. So met ander woorde, of dit met my goed gaan of sleg gaan, maak nie saak nie. Ek is bly, ek is dankbaar omdat die Here vir my gered het, omdat die Here vir my sorg. Maak nie saak hoe sleg ek met my gaan nie. My oog is nie op dit wat nou hier om my aangaan nie, my oog is op dit wat die Here vir my voorhou, op sy droom, wat is my daar. Vrede is 'n innerlike rus of harmonie met God en met ander. So daai persoon wat jy die seerste gemaak het, jy moet in jou innerlike daai persoon vergewe, en jy moet in vrede teenoor daai persoon kan dink in die gedagtes en kan handel. Lankmoedigheid, praat van geduld en verdraagsaamheid, selfs in moeilike omstandighede. So dit is lankmoedigheid. So as iemand jou irriteer omdat hulle nie 'n ding so goed kan doen soos jy nie, dan moet jy ook besef, gee vir die persoon 'n kans, laat hy leer wat dit te doen. Laat hy dit doen wat hy doen. Moet ek nie net uit sy hande uitgryp en sê ek sal dit doen. Lankmoedigheid beteken jy moet verdraagsaam wees. As iemand 'n sonde doen, verstaan, ons almal is in staat om te sondig. Ons almal is in staat om verkeerd of stadig te werk of wat ook al, in sekere opsigte. So ons moet vir die ander die liefde gee en die lankmoedigheid gee wat hulle nodig het om ook te kan groei in die Here. Vriendelikheid praat van goedhartigheid en genade in die hantering van ander. So met ander woorde, nie haat uit te reik teenoor ander nie. Goedheid is morele integriteit en streef om dinge om goeie dinge te doen. Goeie, want hy verwys altyd na dit wat reg is volgens God se wil. Geloof is getrouheid en betroubaarheid, sowel as 'n vaste vertroue in God. So as ek geloof het, dan sal ek dit doen, dan sal ek glo, dan sal ek dit doen wat goed is van ander. Ek sal doen dit wat goed is vir God, en ek sal die Here vertrou om vir my te sorg, al gaan dit nie goed met my nie. Al lyk dit asof mense teen my is, al lyk dit asof alles teen my draai nie. En dan die laaste ding, die tweede laaste ding wat ek hier noem, is sagmoedigheid, dit is nederigheid, en 'n sagte, beskeie gees. Met ander woorde, nie om altyd net te wil beheer nie, maar om te luister, en om reg te behandel wat om jou aangaan, en wie om jou is nie. En die laaste een wat hier noem is selfbeheersing. Dit is die vermoë om jou begeertes en emosies te hanteer en te oorwin. So, sonder selfbeheersing sal ons nooit die vlees kan kruisig nie. Sonder selfbeheersing sal ons nooit die goeie kan aanhang nie. Selfbeheersing beteken jy vat die keuse om God te soek, jy maak die keuse om die verkeerde af te lê. Dit beteken jy maak hy besluit.
al hierdie werke van die vlees en die werke van die gees, hulle staan, soos ons gesien het vroeër, dit staan teen mekaar, en hulle het nie dieselfde begeertes nie. Daarom is daar altyd die struweling, die geveg binne ons. So 'n paar van die noem wat ek het, hierso, as ons kyk byvoorbeeld, seksuele immoraliteit, of broedery teenoor liefde. Die twee staan heeltemal teenoor mekaar. Die ene gaan net om myself te bevredig, om my eie wil te bevredig, maar die ander een gaan om die ander persoon te sorg, vir die ander persoon se goed te werk. Soos seksuele immoraliteit is selfgesentreerd en vernietigend. Met ander woorde, dit vernietig die ander persoon, omdat jy net fokus op jou eie begeerte. Liefde is selfloos, suiwer en opbouwend. Dit bou die ander persoon op en dit bou jou op. Ek gaan nie van allemaal noem, ek gaan van losbandigheid teenoor vrede. Losbandigheid bring onrus en konflik. Vrede bring selfbeheersing en regverdigheid. Towerry en vriendelikheid, hulle staan ook teenoor mekaar. Towerry manipuleer ander vir selfsugtige gewin. Vriendelikheid poog om te dien en ander te bevoordeel. Vyandskap teenoor goedheid. Vyandskap vernietig verhoudings, met ander woorde, dit bring tweespalk, dit bring verdeeldheid. Goedheid bevorder welstand en harmonie. As het goed gaan met almal, dan is almal bereid om saam te werk. As ek nie iemand vertrou nie, dan gaan ek nie saam met die persoon werk om hom ook te bevoordeel. Daar is daar lydigheid teenoor sagmoedigheid, en daar is grimmigheid teenoor selfbeheersing, en daar is hele klomp grimmigheid vir hulle almal. So die opsomming van hierdie is, die werke van die vlees is een negatieve gedrag. Inhouding, ek van Jezus ook gesê, die werk van die vlees is een negatieve gedrag, inhouding, wat in stryd is met Godse wil, en wat lei tot vernietiging, verdeeldheid en geestelike dood. Daaromteen verteenwoordig die vrug van die gees positiewe eigenskappe, wat Godse karakter weerspieël, en wat gesonde verhoudings, persoonlike groei en geestelike lewe bevorder. Die skrifverwysings kan in die skrifverwysings kan ons sien hoe die Bybel ons leer om weg te beweeg van die werke van die vlees en die vrug van die gees om ons lewe te laat manifesteer. En ek gaan daar so weer eindig. Ek gaan miskien nog net een ding wat vir opgeval het, terwyl ek hier bezig was, ten slotte gaan ek net noem wat hy so praat van, daar in Romeine het hy gepraat van die lyde met Christus. So in die begin gesê het, ons nie net verwag om met die Here die goeie te kry nie. Ons moet ook bereid wees om saam met hom te ly. Hy sê daar so in, ek gaan dan ontvra nou, hoe lei ons saam met Christus? So ons is deel van, wat beteken dit om te lei saam met Christus? So dit beteken om bereid te wees om ongemak, om pyn, om lyding deur te gaan, as het volgens die wil van God gaan wees, as het gaan die bevordering van God sal wil gaan na vore bring. Dit beteken ons moet identifiseer met Christus. Met ander woorde, ek moet nie skaam wees vir Christus nie. Ek moet nie skaam wees om die goeie aan te hang nie. In plaas van volharding en uithou vermoed, beteken ek moet aanhou met die goeie. Ek moet nie ophou om goed te doen nie. Paulus sê, nooit ophou om goed te doen nie, maar hang altyd die goeie aan. En dan sal ons ook deel in die heerlikheid van God. Ons is nie net daar geroep om te deel in die lyde van Christus. As ons bereid is om te deel in die lyde van Christus, dan sal hy ons verheerlik. Dan sal ons ook deel in die heerlikheid van Christus. Hy sal my seën. Hy sal sorg dat het goed gaan. Hy sal sorg dat ek die ewige lewe behaal.
deelname aan Christus se sending, met ander woorde, dit wat Christus vir ons gesê het, gaan jy maak disippels van alle nasies. Presies dit wat die jeug hier so besig is om te begin, 'n nuwe beweging te begin, juist om dit na vore te bring, is om deelname te hê aan Christus se sending. En dan, die laaste gedeelte daarso wat ek hier geskryf het, was geestelike groei en volwassenheid. Lyde bring volwassenheid. Wanneer ons ly met Christus, dan gaan dit vir ons leer wat God se wil is. Dit gaan vir ons leer hoe om in die moeilikste tye te kan staan, ten spyte van wat die wêreld, ten spyte van wat die bose bonatuurlike, ten spyte van wat enige persoon teen ons mag bring. Ek moet vooral dat die musikante so aan vorentoe kom gegaan. So om met Christus te ly, beteken om die beproewing en swaar kry te aanvaar en te verduur, wat kom as gevolg van 'n getroue lewe vir Jesus Christus. Dit behels identifikasie met sy lyding, deelname aan sy sending, met ander woorde sy werk, deel te hê aan, en vertroue in God se beloftes, dat lyding uiteindelik sal lei tot heerlikheid, tot groei en 'n dieper verhouding met Christus. Dit is die oproep om getrou te wees, selfs wanneer jou moeilike tye in die gesig staan, selfs wanneer jy moeilike tye in die gesig staan, weten dat die lyding van Christus 'n doel en 'n beloning het. So ons moet nie dink dat daar iets fout is wanneer ons teestand kry, wanneer ons die geregtigheid van God soek nie. Ons moet kyk na wat is die uiteindelike loon daarvan. Hierdie wat ons hier so ervaar is alles tydelik. Alles in hierdie wêreld is tydelik. Dit is die hele wêreld weer gedeel word, gaan alles vergaan. Maar gaan ons saam met Christus in die ewigheid in? Of gaan ons weg van hom wees in die ewigheid? Die Here beloof ons dat hy ons die ewige lewe sal gee, as ons hom aanhang en as ons deur sy Gees gelei word. Sê, wie is die kinders van God? Die wat gelei word deur die Gees van die Here, die wat gehoorsaamheid uitreik in die lewe. Ek gaan vra dat ons almal saam staan en gaan saam bid. Vader, ons dankie vir die woord. En u weet wat vir elkeen van ons hierso wil sê vandag. En u weet wat in elke hart aangaan, u weet wat in my hart aangaan, wat in Pastor Dion se hart aangaan, wat in Pastor Dion se hart aangaan, wat in elke persoon hier individueel se hart aangaan, weet u. Here, u weet wanneer ons soek na u wil, u weet wanneer ons soek om die vlees te bevredig. Maar Vader, ons weet dat u nie wil hê dat ons die vlees moet probeer bevredig, maar dat ons moet bereid wees om alles om alles as prys te gee om u te bekom. En ons vra dat elkeen wat hier is vandag sal lei in dit wat u wil Here moet doen. Ons word nie geroep om te lei nie, ons word ook geroep om saam met u te werk, ons word ook geroep om saam met u verheerlik te word. En dit is ons gebed vandag, en dat u vir ons elkeen sal wys dit wat u van ons verwag, dit wat ons kort skiet en dit wat ons goed doen, sodat ons sal groei in u, en dat ons nie hierdie lyding sal sien wat hiervan gepraat was as 'n straf nie, maar dat ons hierdie lyding sal sien as 'n tigtiging om ons nader aan u te trek, as ietsie wat ons uit moet leer, wat ons moet groei volgens u wil, om dit te word wat u wil hê ons moet wees. Here, ons bid dat u verder met ons sal gaan deur die diens, en ontvang ons aanbidding, ontvang ons uitreik tot u vanmôre in die naam van Jesus.